Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons hou die name van die volgende broeders voor wat ter approbasie voorgehou word om te dien in die ampt van ouderling. Broer Piet Nienaber, broer Kali Olivier, broer Marcus Simon en broer Jaco Venter. En dan ook die naam van suster Annerie Kotse as diaken. Hier is ook die laaste Sondag wat die name aan die gemeente voorgehou word. Bevestiging van amptdraers wat die roeping opgevolg het sal DV 13 April plaasvind. Dan kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die teologiese studentekas. Dan is daar geen kateksasie volgende na die erediens nie, dit is natuurlik skoolvakansie. En dan is daar ook geen aanddiens nie, ook as gevolg van skoolvakansie. Ons graag sê hartlik welkom aan nuwe intrekkers en besoekers. Julle kan gerus die ouderling aan diens hier voor by die preekstoel ontmoet na afloop van die erediens. Broer William sit gewoonlik die kant daar, so sit broer William. Hy sal julle hier voorkom ontmoet om dan net 'n lidmaat besonderhede vorm in te vul. Dan ons dan laastens net met u deel dat by die afgelope Dinsdag se klassesvergadering het die saak van artikel 12 van Dominee Thys dan ook voorgehou en afgehandel en bewilliging goedgekeur. So op grond daarvan wil ek net graag aan julle die volgende meedeel en voorlees. En dan vra ek dat ons na afloop daarvan dat ek dit gelees het, Suster Maritjie, dalk net vir ons geleentheid gee dat ons Psalm 134 vers 4 net sing as 'n seënbede vir Dominee Thys en sy gesin. U het gehoor dat daar 'n wyle gelede aangekondig is dat die kerkraad en Dominee Thys die weg van artikel 12 van die kerkorde ondersoek. Hierdie artikel reël die proses en voorwaardes wat gevolg moet word vir 'n dominee om oor te gaan na 'n ander staat van lewe. As mens 'n ander staat van die lewe meer eenvoudig sou stel, is dit om nie meer 'n dominee te wees nie, maar om 'n ander betrekking op te volg. Die proses wat gevolg is om hier uit te kom, was tydsaam. Dit het groot druk op die kerkraad, Dominee Thys, sy gesin en almal na in die Lourens gesin geplaas. Die kerkraad het ook nie alles met die gemeente gedeel nie, omdat daar heelwat sensitiewe inhoud ter sprake was. Met die hantering van die saak is daar wel kenners geraadpleeg om seker te maak dat die kerkraad die saak reg hanteer. En op die einde van die dag het die kerkraad, nadat alles oorweeg is, Dominee Thys adviseer om die weg van artikel 12 te volg. Dominee Thys het daartoe ingestem om hierdie weg te volg. Die saak is aan die klasses en die deputate van die streeksinode voorgehou, dan met afgelope klasses sitting. Die klasses, met advies van die streeksinode deputate, het toe saamgestem met die kerkraad se besluit en dit bewillig. Dominee M.E. Thys Lourens is dus nie meer 'n predikant van die GKSA nie en het eervol oorgegaan na 'n ander staat van lewe. Die Lourens gesin bly lidmate van hierdie gemeente. Dominee Thys volg 'n betrekking as LOR-onderwyser op by The King's School in Witrifuur. Die kerkraad het ook 'n verdere 4 maande se versorging van die Lourens gesin goedgekeur wat verblyf in die pastorie insluit. Ons bid dan ook vir die Lourens gesin, die seën van ons Here toe op hierdie nuwe hoofstuk van hulle lewe en verseker hulle van ons voorbidding en ondersteuning. Enige navraag kan gerus aan Hannes van Wyk, die skriba van ons gemeente gerig word. Die informasie, sy kontakinformasie is agterop die nuusbrief. Ons vra dat ons dan nou opstaan en dan ook die seënbede vir die Lourens gesin vir hulle toesig. Ons raak 'n oomblik stil voor die Here.
Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 48, daarvan verse 1 en 5, en daarna bly ons staan om saam ons geloof te bely. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely, dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here uit Matteus 22. Matteus 22 verse 34 tot vers 40. Hier waar ons Here Jesus dan ook met die Fariseërs en die Sadduseërs praat oor die wet van die Here. Kom ons luister saam. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hier dan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete.
As ek die Here my God liefhet, met hart, siel, verstand, al my kragte, dan is daar net een God. Dan sal ek nie ander gode aanbid nie, sal ek die Here se naam nie misbruik nie, sal ek die Sabbatdag heilig hou ter wille van hom wat my koning is, sal ek my moeder en my vader eer, almal wat bo my aangestel is, ter wille van hom wat die hoogste gesag is. As ek my naaste liefhet soos myself, dan doen ek aan ander wat ek aan myself gedoen wil hê, en daarom sal ek dan nie moord pleeg nie, sal ek nie egbreek pleeg nie, sal ek nie steel nie, sal ek nie vals getuig nie, en sal ek nie iemand anders se besittings begeer nie. En so in hierdie 2 gebooie word die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons antwoord op die wet van die Here met Skrifbreiding 9:3, sing daarvan verse 1 en 2, Skrifbreiding 9:3 vers 1 en 2, en daarna verenig ons saam in gebed. Ons sing terwyl ons so sit, Skrifbreiding 9:3 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, by die nuwe rusdag is dit ons voorreg om in die huis by mekaar te kan kom, om in die teenwoordigheid te kom staan en U te aanbid, U te kan loof en te prys, en op so intieme wyse na aan U te wees. Dit is 'n voorreg wat ons gegeen word deur U Seun Jesus Christus wat aan die kruis gehang het. Hy wat die voorhangsel middeldeur laat skeur het. Hy wat ons vooruit gegaan het. Ons hoëpriester is, ons middelaar is. Deur hom het ons hierdie besondere voorreg. Gee Here dat ons deur ons deelname aan die eredienste U naam nie oneer aandoen nie. Dat ons hierdie voorreg nie goedkoop maak deur opsetlik afwesig te wees nie. Dat ons nie sal ligtelik omgaan met hierdie ontmoeting wat ons het om op hierdie besondere manier in U naam te vergader nie. Ons bid Vader dat U ons intens bewus sal maak van U grootheid en U heiligheid. Ook as ons hier saam aanbid, as ons saam is in gebed,
maar ook in ons doen en laat in ons lewe hier buite die 4 mure van die kerk, wanneer ons geroep word om getrou te getuig van wie hy is, wanneer ons geroep word om 'n voorbeeld te wees van gehoorsaamheid aan u, wil u ons harte vermurwe deur u grootheid en u liefde en u genade, sodat ons die knie sal buig en dat ons nie trots daar buite sal staan en sal kan skree, kyk wat doen ek nie, maar dat ons klein sal wees voor u, en dat ons u getrou sal aanbid, en dat ons altyd deur ons doen en late ligtende ligte en soutende soute sal wees, wat wys na die bron van alle lig, wat wys na hy wat ons gereinig het. Here, as ons hier by mekaar is vanmôre, dan is dit ook in diepe ootmoed dat ons na u toe kom, dat ons erken, dat ons bely, Here, ons is nie sonder sonde nie, ons het niks waarop ons kan staan en kan sê, kyk na my, kyk hoe goed is ek, kyk hoe regverdig ek is, kyk hoe oulik is ek nie. Veral as ons na u wet geluister het, soos ons dit vanmôre gehoor het, liefde vir u en ons naaste ontbreek gereeld by ons. Daarom kom ons Here en ons smeek, Vader, wees ons genadig, vergewe ons wanneer ons eie willig optree, vergewe ons wanneer ons ongehoorsaam is, vergewe ons wanneer ons dink ons weet beter. Maar dan bid ons ook, Here, dat U ons sal lei deur die Heilige Gees om 'n afkeer te hê van dit wat verkeerd is, om 'n afkeer te hê van dit wat ons van U skei, en dat ons al meer en meer 'n lewe van heiligheid en gehoorsaamheid sal lewe, toegewy aan U. Hemelse Vader, ons bid vir ons gemeente. U ken die omstandighede waardeur ons as gemeente die laaste ruk gegaan het, waardeur Dominee Thys en sy gesin gegaan het. U weet van die seer, u weet van alles. En daarom kom plaas ons weer die hele proses aan u koning voete neer. En ons bid, Vader, dat u ook genesing en herstel sal bewerkstellig. Dat u ons sal vergewe waar ons eie willig is. Dat u ons sal lei op 'n pad van gehoorsaamheid aan u. Wil u ook vir Thys en Karen, vir Emmy en vir C en vir Michaela vashou in die holte van die hand. Wil u hulle dra in hierdie nuwe hoofstuk van hulle lewe, maar wil u ons ook getrou maak in ons ondersteuning aan hulle. Ons dank u, Vader, vir die voorreg om deel te wees van 'n breër kerkverband. Die feit dat daar ondersteuningsstrukture is, mense wat 'n mens tot verantwoording roep. Ons dank u, Vader, vir die prosesse wat in plek is om seker te maak dat alles wat ons doen in lyn is met u woord en gehoorsaamheid is aan u. Ons bid, Vader, ook verder vir ons gemeente, vir dit wat vir ons nou voorlê, ook in terme van bediening, ook in terme van aksies wat ons beplan en wil laat deurloop. Ons vra, Here, dat u ons in dit alles sal onthou. Niks van dit kom uit onsself uit nie, niks van dit kan onsself in 'n rigting stuur nie, want u is die groot koning, u is die een wat oor alles regeer, u is die een wat ons voetstappe rig. En so beplan ons dalk vir die res van die jaar, maar vra ons, Here, dat u ook ons voetstappe sal rig, en dat dit wat ons doen, u naam sal verheerlik en sal groot maak. Ons dank u, Here, vir die uitkoms van reën, soveel plekke in ons land waar dit so droog is, waar die uitkoms gee. Steeds is daar ander plekke waar die droogte nog steeds tyster, en ons vra, Vader, as dit u wil is, dat u ook daar sal uitkoms gee. Ons dank u, Here, vir die mooi prentjies wat ons skryf van 'n Namib-woestyn wat groen plante voortbring. En dit is net 'n groot getuienis van u genade en voorsienigheid.
Ons dank U Vader dat ons in hierdie oomblik dan ook na U toe kan kom en kan luister na U woord. Vra dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees, en gee Here dat ons uit hierdie genade ook sal leef, en dat ons dit ook sal verkondig waar ons ook gaan. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 18 vers 14, Psalm 18 vers 14, ons sing dit terwyl ons so sit, en daarna lees ons saam uit Hebreërs 4 uit en Numeri 20. Ons lees vanmôre saam uit Hebreërs 4 uit, Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot en met 5 vers 6 en hiermee saam Numeri 20 vers 22 tot 29. Ons luister saam na die woord van die Here. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Elke hoëpriester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van mense aangestel vir die offerdiens voor God, sodat hy ter wille van die sondes geskenke en offers kan bring. Hy kan deernis hê met die wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan swakheid blootgestel is. Juist daarom moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself offers vir sy sondes bring. Niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word net soos Aaron deur God geroep. So ook het Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het, was God wat vir hom gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So sê hy ook op 'n ander plek, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ons lees tot sover. Hiermee saam, Numeri 20, vers 22 en verder. Die Israeliete, die hele volksvergadering, het van Kades af weggetrek en by die berg Hor aangekom. Die Here het vir Moses en Aaron by die berg Hor op die grens van die land Edom gesê, Aaron gaan met sy mense verenig word, want hy mag nie in die land ingaan wat ek aan die Israeliete gegee het nie, omdat julle teen my bevel in opstand was by die water van Meriba. Neem maar Aaron en sy seun Eleazar en laat hulle die berg Hor uitklim. Trek Aaron se klere uit en trek dit vir Eleazar sy seun aan. Aaron sal met sy mense verenig word en daar sterf. Moses het gedoen wat die Here hom beveel het. Hulle het die berg Hor voor die oë van die hele volksvergadering uitgeklim. En Moses het Aaron se klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleazar aangetrek. Aaron het daar op die kruin van die berg gesterf en Moses en Eleazar het van die berg afgekom. Toe die hele volksvergadering sien dat Aaron gesterf het, het die hele huis van Israel 30 dae lank oor Aaron getreur.
Ons fokusverse dan, Hebreërs 4 vers 14 en dan ook Numeri 20 vers 27 tot 28. Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. En dan verse 27 en 28, Moses het gedoen wat die Here hom beveel het. Hulle het die berg Hor voor die oë van die hele volksvergadering uitgeklim. Moses het Aaron se klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleazar aangetrek. Aaron het daar op die kruin van die berg gesterf en Moses en Eleazar het van die berg afgekom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat maak jou gelowig? Wat maak dat jy jouself 'n gelowige noem? Is dit die feit dat jy jouself liefdevol gedra? Dat ons alles verdra? Dikwels hoor ons die verwyt dat mense nie gelowiges wil wees nie, omdat gelowiges nie verdraagsaam is teenoor alles en almal nie. Veral wanneer gelowiges sou uitwys dat iets sonde is. Of dat gelowiges liefdeloos is wanneer ons sê dat bepaalde gedrag sondig is en jou van die Here verwyder. Ek het selfs al begin wonder of ons regtig besef wat sonde is. Want mens hoor dieselfde klanke dikwels ook in die kerk, hoe dat die dominee nie moet vermaan nie, maar liewers moet preek oor die liefde en die genade en los bietjie hierdie ding waar jy vir ons sê dat ons dinge verkeerd ook kan doen. Ons wil van die mooi dinge van die geloof hoor. Ons wil nie hoor dat ons dinge verkeerd doen nie. Maar ja, as ons dit tog net wou erken, as ons tog maar net wou verstaan dat sonder 'n sonde besef, is iets soos genade oorbodig. As ek nie besef dat ek sonde het, wat my ewig van God skei nie, dan is dit nie nodig dat ek Jesus Christus as verlosser het nie. En as ek so begin dink dat ek nie sonde het nie, dat ek eintlik 'n goeie mens is en ek het nie noodwendig uiteindelik begin ek by daai gedagte uitkom, ek het nie Christus noodwendig nodig nie, ek is goed genoeg om myself te red. Die ding is, geliefdes, as ons net ons eie gebreke kan besef, dan kan ons besef hoe verlore ek in myself is, en dan eers snap ek dat die dinge waarna ek gegryp het om myself te red, my nie gaan verlos nie. Dit gaan my nie vrymaak nie. My goeie werk, my oulike verhouding met die mooi dame of die mooi aantreklike man langs my, dit gaan my nie red nie. Dis nie die dinge wat my die moeite werd maak nie, dis nie die dinge wat my ewigheidswaarde gee nie. As ek net kan besef hoe gebrekkig hierdie dinge is, geen eksterne hulpmiddel wat jy toevoeg tot jou mondering gaan jou verlos van jou ewige verdoemenis nie. As ons net verstaan dat die enigste ding wat ons verdien 'n ewigheid sonder God is, dan kan ons vir 'n oomblik begin snap wat 'n groot genade is dit dat hy ons sy kinders noem. En dit is wat die Hebreërbrief vir ons oordra. In die vorige hoofstukke lees ons hoe dit aan die Hebreërs uiteengesit word. Nie die engele nie Moses nie die wet nie. Niks van hierdie dinge kan jou red nie, jy kan nie jouself red nie. Nee, die grootste bo alles en almal is Jesus Christus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Die enigste weg tot verlossing is Jesus Christus.
En dit was die punt agter elke stelling in die vorige paar hoofstukke van Hebreërs. Net Christus en hy self kan jou red. Nou begin ons teks vanmôre, nadat hierdie stukke die hele tyd aan ons voorgehou is, nie die wet nie, nie die engele nie, niks anders kan jou van die Here red nie, net Christus alleen kan jou red, dan begin ons teks met, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het. En die woordjie terwyl verwys na al hierdie voorafgaande stellings. Dit gaan nie oor Moses nie, dit gaan nie die wet nie, dit gaan nie oor die engele nie, dit gaan oor dit wat Hebreërs 2 vers 17 sê. Daarom moes hy in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Hierdie hoëpriester is niemand anders as Jesus Christus nie, sê ons teks. Hy wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God. Dit word vir ons onderstreep. Die hoëpriester, niemand anders as Jesus Christus nie. Nou hierdie gedeelte is 'n baie besondere mooi beskrywing van die werk van 'n hoëpriester. En om te verstaan wat dit is wat Jesus dan doen as hoëpriester, moet ons ook verstaan wat die werk was van 'n hoëpriester. Nou, om 'n priester te wees, beteken twee dinge. 1, dis iemand wat 'n bemiddelaar is in 'n godsdienstige byeenkoms. 2, dit is ook iemand wat heilig of afgesonder is om daardie diens te verrig. Nou in Genesis 14 word die woord vir die eerste keer in die Bybel gebruik, en dit is waarna ons teks dan ook verwys as ons lees van 'n man met die naam Melchisedek. Hy was 'n priester van God die Allerhoogste, lees ons in Genesis 14. En dan lees ons jare later dat Abraham se agterkleinkind Levi uitgesonder word deur God om die vader van die priesterlike stam te wees. En toe die wet op Sinaï gegee is die Lewiete as die dienaars van die tabernakel aangewys, saam met Aaron se familie, wat uiteindelik die priesters geword het. En die priesters was verantwoordelik daarvoor om bemiddeling te doen tussen die volk en God. Hulle het eintlik daar in die middel gaan staan met die offers en namens die volk offers en namens hulle self offers gebring. Julle sal onthou dat ons teks dit ook baie duidelik maak, dat hulle ook vir hulle self hierdie offers moet bring, die hoëpriesters destyds. Maar onder die priesters is daar dan een hoëpriester aangewys. En hy het een keer per jaar op die groot versoendag in die allerheiligste ingegaan, waar niemand anders mag ingaan nie. Net hy en hy alleen gaan daarin en het dan die offerbloed op die verbondsark geplaas. Nou julle kan al klaar sien waarheen wys dit, nê? Die hoëpriester stap die allerheiligste binne en hierdie offerbloed op die verbondsark van God wat sê ek is julle God, julle is my volk. Wat heen wys na dit wat Christus sou kom doen. So deur hierdie daaglikse en jaarlikse offerhandes is die mense se sonde dan tydelik vergewe totdat die Messias gekom het om hulle sondes weg te neem. En die hoëpriester was die enigste een wat die allerheiligste binne kon gaan. En die voorhowe van die tempel is geskei van die allerheiligste deur hierdie voorhangsel dan. 'n Kleed wat die binnekant van die allerheiligste toemaak vir die sondige volk wat buite staan. Slegs die hoëpriester wat homself geheilig het en gereinig het en spesiaal afgesonder was vir hierdie werk. Net hy kon voor die oë van die volk deur hierdie voorhangsel ingaan om dan vir hulle in te tree. Is dan hier waar ek net so vir 'n oomblik wil ankers inslaan en ons terugvat na die begin van die preek toe. Sien julle wat doen sonde? God in sy allerheiligste, 'n sondige volk deur buite en hulle het geen persoonlike toegang nie. Daar in die tuin van Eden het dit gebeur. Verhoudings breek as gevolg van sonde. Die eerste verhouding wat breek is die verhouding tussen God en mens. 'n Afbeelding hiervan sien ons in 'n voorhangsel wat 'n sondige volk van die ewige God skei. In die tuin kruip die mens vir God weg. Hy skaam, hy skaal, hy maak homself toe en hy sê ek wil geen verhouding met die Here hê nie, want as ek voor hom staan, dan word my gebreke ontbloot.
En dan as God die mens konfronteer, dan sê die mens, dis u skuld dat dinge lyk soos dit lyk. Hy sê, dis die vrou wat u my gegee het, wat maak dat ek is waar ek is. Dan sê Eva, dis die slang, en elke een skuif die blaam net enetjie verder aan. Maar die eerste ding wat breek, die oomblik wat sonde plaasvind, is die verhouding tussen God en mens. En dan volgende, dan breek die verhouding tussen man en vrou. In daai selfde verwyte word sy vrou geblameer. Ons lees dat onder andere, nou sal 'n vrou na haar man hinker. Dis deel van die gebrokenheid in die verhouding tussen man en vrou. En dan breek die verhouding tussen die mens en die skepping. Dorings en dussels sal die grond voorbring. Die eerste bloed word vergiet om 'n mens se skaamte te bedek, toe die Here hulle diervelle gegee het om aan te trek. En dan breek die band tussen mens en medemens verder as ons lees van Kain en Abel. As die eerste mensebloed vergiet word. Dit, geliefdes, dit is wat sonde doen. En dis iets wat hier diep binne in my leef. En as ek dit nie erken nie, sal ek nooit gryp wat genade is nie. Sonde breek af. Dit skep 'n gaping tussen mens en medemens, tussen familielede, tussen mens en skepping, tussen mens en God. Ons doen dit. En ons kan op ons eie nie uit hierdie seermaakput uitklim nie, want al ons pogings grou net hierdie gat dieper en dieper en dieper, totdat hierdie gaping tussen my en God net al groter en groter en groter word. Daarom het die Here beveel dat 'n hoëpriester aangestel moet word. Die volk het een nodig. Hy moet afgesonder wees, hy moet uitstaan van sy volk, en dit is baie interessant genoeg, onder andere waarom hy 'n besondere kledingstuk gehad het. Nou, ek dink my preek sou 3 keer langer gewees het as ek dit alles hierby ingetrek het, maar ek gee vir julle huiswerk, gaan lees in Eksodus 28, mooi hoe die uiteensetting is van die kledingstuk wat die priesters, wat Aaron spesifiek moes aangehad het. Dis vol simboliek, en die afsondering in diens van God saam met hierdie kleed was wat die hoëpriester uiteindelik ook van die res van die volk onderskei het. En die eerste mens wat hierdie kleed gedra het en hierdie werk gedoen het, was 'n man met die naam Aaron. Hy is die eerste hoëpriester van die volk. En sy nasate was die priesters van Israel. En ons lees in Numeri 20 dan 'n beskrywing wat vir baie van ons besonder ontstellend kan wees. 'n Beskrywing waar God sê, Aaron gaan sterf. Hy moet die hoëpriesterlike kleed oordra aan sy seun Eleazar. Aaron gaan sterf, en weens sy eie en die volk se sonde by Meriba mag hy nie die beloofde land ingaan nie. Aaron, die middelaar vir die volk, die ou wat die heeltyd ingestaan het vir die volk se sonde, wat sy lewe afgesonder het in diens van God, dra die gevolge van die volk se ongehoorsaamheid, maar ook van sy eie. Hy gaan sterf voordat hulle die land binne gaan. En dan beleef hy die skande en die skaamte om van sy kleed ontneem te word, om uitgetrek te word. Soos 'n bevelvoerder wie se range van sy skouers afgeruk word. Dis 'n skande. Maar dan beleef hy ook hierdie besondere seën om te sien hoe dat die kleed vir Eleazar aangetrek word. 'n Voortsetting van die werk wat God in hom begin het. En dan lees ons, dan sterf hy daar in gehoorsaamheid aan God. Maar soos julle nou al weet, is die wet, die offers, die priesterlike werk en ook die hoëpriesterlike werk 'n vooruitschaduwing van die weldade wat sou kom. Dit is soos om te staan in 'n deur met 'n lig wat agter my skyn en ek gooi 'n skaduwee in die huis in, dan gaan die wat in die huis is, weet ek is op pad, al is ek nog nie in die huis nie. En dis wat Hebreërs noem, wat die wette en die profete en almal was. Dis 'n vooruitskaduwing van die feit dat Christus kom, van die werk wat hy sou kom doen.
Die gebeure op die berg Hor staan met 'n rigtingwyser na die einde van die evangelies toe. Want hier lees ons aan die einde van die evangelies van die Hoëpriester Jesus Christus, soos ons hom reeds geïdentifiseer het uit ons teks, dan lees ons van die Hoëpriester Jesus Christus, en wat hom onderskei van Aaron. Wat onderskei hom? Wanneer Jesus moet sterf, dan word hy soos Aaron ook kaal uitgetrek. Hy moet ook hierdie skaamte, hierdie skande beleef. Hy dra die skande as gevolg van die volk se sonde. Maar anders as die ander, dra hy dit nie as gevolg van sy eie sonde nie. Moet hy nie instaan vir sy eie gebreke nie, want hy is volmaak. Hy is regverdig. Moses, soos ons vorige tekste in Hebreërs gesê het niks bo hom nie. Die engele staan in sy diens. Hulle kan hom nie voorskryf nie. Geen skepsel is beter as hy nie. Nee, hy is volmaak gehoorsaam en tog dra hy die skande van sy volk. Maar hy het nie die seën om te sien hoe sy dienswerk voortgesit word in sy nasaad nie, gelukkig nie, want hy is die volëinder hiervan. Hy is die een wat die hoëpriester amp, die priesterlike werk, die wet, alles sy volle betekenis gee. Want hier by hom stop alles finaal en dit is so duidelik, wanneer Jesus hier aan die kruis is en sy kledingstuk word nie aangetrek vir iemand anders nie, maar geskeur en verdeel, want niemand kan aantrek wat hy aangetrek het nie. Net hy en hy alleen. Die werk is volbring, die volmaakte offer hang tussen hemel en aarde, en hy is bo alles en almal verhef. Daarom kan ons op geen ander manier kinders van God word, as om in hom te glo nie. Hy wat die hoëpriester is, volgens die priesterorde van Melchisedek. Melchisedek, wie se naam beteken koning van geregtigheid, wat afkomstig is van Salem, wat vrede beteken. Hy seun vir Abraham, en Abraham betaal aan hom 1/10 van sy oorlogsbyt, iets wat ons later lees, Melchisedek nog belangriker maak as Abraham, en tog is Melchisedek ook weer eens ondergeskik aan Christus, maar ook 'n heenwysing na hom, 'n heenwysing na die werk wat Jesus sou doen as koning van geregtigheid, as vredevors. En daarom, hoor nou weer ons teks waarmee ons begin het. Terwyl ons dan nou hierdie groot hoëpriester het. Verstaan julle wat hy gedoen het? Verstaan julle wie hy is? Terwyl ons hom het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Hierdie deur die hemele gegaan het. Kommentaar is dit eens dat hierdie deur die hemele gegaan het verwys na die hemelruim, die sterreruim, alles wat hy gemaak het. En dit verwys na Jesus se hemelvaart, om deur die voorhangsel wat die hemelruim is, te gaan na die allerheiligste in die teenwoordigheid van God. Daar waar die volmaakte hoëpriester aan die regterhand gaan sit het en regeer, en hy wat as middelaar vir ons intree. Hy wat die rede is dat ons kinders van God genoem word, ook al is ons self stikkend en ver van hom verwyder. Sien julle wat hy as hoëpriester gedoen het? Die regverdige word sonde, sodat die sondaar regverdig kan word. Ek sê dit weer. Die regverdige word sonde, sodat die sondaar regverdig kan word. Hy bring vrede tussen God en mens. Jy en ek,
Ons is sondige, stikkende mense. Ons het 'n hoëpriester, hy is die seun van God. Hy het een offer gebring en dis genoeg om ons in die verhouding met die ewige koning te herstel. Hou vas aan hierdie belydenis. Hy is nie net genoeg nie, hy is ook beter, hy is ook meer as alles waaraan jy dink jy kan vashou om jou lewe beter te maak. As jy aan iemand wil vashou, hou aan hom vas. Hou aan die belydenis vas dat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester is wat as offer dien tot versoening van die volk se sondes, ja ook my en jou sonde. En dan hierdie troos, geliefdes, wat daarop volg. Hy ken versoeking. Hy weet hoe om daardeur te gaan sonder om te sondig. Gaan na sy genade troon wanneer jy val. Dis die punt van genade. As jy verdien dit nie, maar jy kry dit tog. Ek val en dan gaan ek na sy troon en ek ontvang hierdie genade. En dit is wat dit is om gelowig te wees. Dis om te besef dat ek op my eie niks is. En tog is ek vir die koning van koning alles. Genoeg om sy eie lewe voor neer te lê en hy reken sy eie lewe nie ter wille van my. Hy dra die skaamte van my sonde, hy word ontkleed ter wille van my skaamte, sodat ek deel kan hê aan die ryk van die erfenis, aan die ryk erfenis wat die hoëpriester vir my bewerkstellig het. Naamlik 'n intieme en persoonlike verhouding met God en 'n ewigheid in sy teenwoordigheid. Mag ons nooit God se genade goedkoop maak nie. Mag ons nooit uit sig verloor dat ons sondaars is wat verlossing nodig het nie. Mag ons nooit vergeet wat ons vryspraak gekos het nie. Mag ons toegewy in ons verhouding met God leef. Mag ons getrou agter ons hoëpriester aanstap, ook as ons hierdie besondere gebeure binnekort met Paasfees gaan gedenk. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, van die tuin van Eden af is ons so moedswillig, is ons so eiewillig, is ons so vol van onsself, dat ons dink ons kan self, dat ons dink ons weet beter, dat ons self dikwels verhef bo u woord, dat ons dikwels u heiligheid wil ondermyn ter wille van ons eie gevoelens. Gee Here dat ons die genade wat ons ontvang nooit goedkoop sal maak deur in sonde te bly leef nie, en in sonde te bly leef nie, en dit wat skeef sit te regverdig nie, omdat ons so voel en omdat ons so dink nie, maar mag ons altyd in alles ons doen en late meet aan die woord. Mag ons uit hierdie genade leef, dat ons u kinders gemaak is ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien nie. Dankie dat ons met vrymoedigheid na u genade troon toe kan gaan wanneer ons val. En kan weet, by u is daar vergifnis, by u is daar herstel. Lei ons dan ook so op hierdie pad van heiligmaking, dat ons ook u naam verheerlik deur ons doen en late. Ons dank u Vader vir u genade, onbeskryflik groot, en ons loof en prys u heilige naam om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffer, en daarna antwoord ons met die sing van Psalm 110. Ons sing saam Psalm 110, die eerste en die derde vers is die omdigting van Dominee Johannes Bingle van Psalm 110, met die messiaanse karakter, jy is daaraan mooi vasgevang. Kom ons sing saam, Psalm 110, versie 1 en 3, en dan ontvang ons daarna die seën van die Here, waarop ons met die Amen antwoord.
Verhef jou harte tot Christus en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.